Beste preek, number 1 van alle tye. Dan kom ons by die nommer 1 hoors preek van alle tye. Eintlik sal ek sê die hoors kerkdiens. En dit is Kom ons gesels bietjie oor die beste en die slegste preke van wat ek nog in my lewe gesien het. So die groot ding van hierdie video is, ek wil hoor in die kommentaar, stem jy saam, is al van hierdie preke wat jy al voorheen gekyk het, en die hele hart agter die is, as die preke wat ek sit in die beste deel, is my idee na hierdie video, sit dit af en gaan kyk een van die preke. Jy sal sien, van hierdie preke is ongelooflik, dit is regtig preke wat 'n impak op my lewe gemaak het, en sekere manier wat ek gedink het verander het, en 'n groot draai in my lewe gebring het. Aan die ander kant het ons hierdie preke van vals profete, van vals leraars, wat ek dink 'n groot skade doen aan die evangelie en die woord van God. Maar soos altyd met ons alles wat ek hier vandag sê, meet aan die woord van God, moenie net my opinie vat nie, maar hierdie video is daar sodat ek bietjie hoor van julle ook. Ek hoop al sit mense in die kommentaar preke wat vir jou 'n verskil gemaak het in jou lewe, veral as daar Suid-Afrikaners is wat mense miskien nie ken nie, wat nie vir jou bekend is nie. Deel 'n link van daai video's. Die hele idee van hierdie kanaal is dat mense daar buite meer kan weet van die Here en nader aan die Here kom. Ook as jy hierdie content wat ons maak hulpsaam vind en jy sien baie van die goeie waar ons praat, kan jou voet in die Here nader aan die Here bring. Subscribe aan hierdie kanaal, deel dit met ander mense. Ons is besig om lekker te groei en ons wil nog mense daar buite leer van die waarheid van God se woord. So net 'n paar goeders wat jy moet weet van hierdie lys wat ek hier gaan sê. Van hierdie ouens het hierdie preke gedoen op 'n spesifieke tyd in my lewe en ek oordeel nou hierdie preke. Ek kyk na hierdie preke in die konteks van wat dit in my lewe beteken het op daai spesifieke oomblik. So verstaan mooi, baie van hierdie ouens, die goed wat hulle dalk nou leer of wat ek nou vanaf wegstap, stem ek eers mee saam nie, maar in daai oomblik in my lewe het dit 'n impak op my gemaak en op die einde van die dag my nader aan die Here gebring. So hou dit in gedagte. Dis nie eers dat ek baie van hierdie pastore noodwendig vir jou endorse en sê volg hierdie ouens nie, maar dis net op daai tyd in my lewe het dit 'n groot verskil gemaak. Vir die ouens aan die slegte kant, bly weg vir hierdie ouens, nog niks van my opinie op enigeen van hierdie ouens het verander nie, en ek lig dit vir julle uit. En daar's natuurlik dalk slegter, erger preke daar buite. Ek praat nou meer hier van ouens wat gesien word natuurlik as Christene. Jy weet wat pastore genoem word, sê hulle is Christelike kerke. Ek praat nou nie van 'n preek van 'n mormoon of een of ander afvallige Japie van Sail of so iets. Ek praat hierso van mense wat meeste mense sal sien as Christene. So en hou vas saam met my, baie van die is van oorseese mense, maar daar's ook natuurlik Suid-Afrikaners ook een. So ek hoop julle sal hierdie geniet en soos ek sê, deel dit met ander mense. Ek is baie opgewonde oor hierdie video. So dan gaan kyk ons, ek wil eers net met julle deel, in 2 Timoteus 2 vers 15 staan daar, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sien die Bybel sê vir ons study. Dis so 'n belangrike woord. So dis 'n ander ding, mense wat net gaan op gevoel en sê weet dis net die Heilige Gees wat hulle lei. So study is nodig om na die woord van God te kyk. Dit praat van die Bybel. Dit praat van fisies om die skrifte van die Bybel te vat, te bestudeer en nie net te kyk na ons omgewing of hoe jy voel of wat jy dink van iemand op daai manier. Ons moet die goed vat wat mense sê, vergelyk aan die woord, want dis ons objektiewe waarheid. En dis van daar af wat ons opinies natuurlik vorm. Halleluja! Of wat 'n teksgedeelte is dit nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan begin by die 5de plekke, en dan gaan ons afwerk. So ek gaan een doen by die swakste preke van alle tye, en dan gaan ek een doen by die beste. Nou natuurlik moet ons eers verstaan, die beste preek van alle tye was Jesus wat die preek gegee het in Matteus 7. So die disippels en almal wat dit gehoor het aan die einde gesê, hierdie was die beste ding wat hulle nog ooit gehoor het. So net om vir die model te gee, as ek eintlik nou sê van alle tye, weet ons daai is die beste preek wat gegee is. En wat ons ook moet verstaan is, na daai preek het almal nie eers tot bekering gekom nie. So mense moet dit verstaan, is 'n preek is daar om, ons werk is om 'n preek akkuraat te bring. Ons werk is nie om mense te probeer oortuig nie, dis die Heilige Gees wat mense oortuig. So met dit gesê, dink ek 'n preek is baie belangrik, en ek kan bevestig dat ek nie in my lewe sou gewees het waar ek nou is. Ek sou nie die pad geloop het met die Here wat ek geloop het, as dit nie vir preke was nie. Ek dink preke is essensieel, en dit kan so kragtige ding in ons lewens doen, as ons toelaat, en toelaat dat ons die woord hoor van iemand wat regtig die Bybel verstaan, en vir ons verduidelik wat daar aangaan. Maar met dit, kom ek begin eers by al wat ek sal noem 'n honorable mention. Met ander woorde, hierdie is nie in die top 5 nie, want hierdie gaan nie so seer oor die preek nie, maar dit gaan oor die toestande om die preek. So, kom ek wys vir julle hier. Alright,
So ons honorable mention is dit Frank Houston. So as jy nie weet wie dit is nie, Brian Houston wat die leier was van Hillsong, dis sy pa. So wat gebeur het is hy was skuldig bevind om kinders te molesteer. So wat hy gedoen het is hy het tydens selgroepe gegaan terwyl hulle geworship het, dan hy uitgesneek uit die selgroep uit in die kinders se kamer, hulle gemolesteer. Hy was skuldig bevind hiervan hier in 1999 en toe in 2004 toe lewer hy 'n sermon, toe lewer hy 'n preek en hy kyk na een van die kinders wat voor in die ry sit. Hierdie is in 2004, so julle kan dit self gaan Google. Toe sê hy, "This curly-headed young man, what a fetching young fellow he is. Curly hair, short of, good looking. It's not your fault you're good looking. Thank God you are. Who wants to be ugly when you can be good looking?" Wat 'n creep. Wat 'n walglike ding om te sê nadat jy skuldig bevind is van pedofilia. So ek is net soos dit is my ongelooflik dat hulle hierdie ou weer toegelaat om te preek. Kan jy dink jy molesteer kinders en die kerk sê vir jou kom preek wees. So ek bedoel dit is net 'n skokkende ding. Nou ek kon nie die klip self van hierdie kry nie. Daar is 'n dokumentary daar buite wat hulle actually speel hoe hy hierdie goeders gesê het, maar kort daarna was hy oorlede en ek bedoel wil jy voor die oordeelsdag van God gaan staan na een van die laaste goed wat jy gesê het was dit, sonder om te bekeer daarvan, sonder om weg te, ek weet nie hoe, sê nou maar hy het dit gedoen en het bekeer, hy het regtig vir Here vergifnis gevra, sê hy ooit weer so iets sê, ek meen dit is net vir my skokkend dat so iets toegelaat word om te gebeur, maar, ouer gedagte, dis nog net my honorable mention, dit raak nog erger as dit, kom ons vat gou eers 'n goeie een, so een van die goeies wat ek vir julle wil speel is Kent Hovind het 'n groot impak in my lewe gemaak in hoe ek creation verstaan, hoe ek evolusie verstaan en ek probeer nog steeds op plekke hierdie preek vir mense leer dat die aarde is net 6000 jaar oud. Hierdie hele idee van miljoene jare, biljoene jare is absolute klomp nonsens. Daar's wetenskaplike maniere en verseker uit die Bybel uit hoe ons kan wys dat die aarde nie biljoene jare kan wees nie. Net uit 'n teologiese oogpunt, as jy gaan kyk in Romeine 5:12, dan staan daar it's through man's sin that death came into the world. So, hoekom hierdie 'n teologiese belangrike kwessie is, as jy hierdie biljoene jare van evolusie het voordat mens hier is, beteken dit God het 'n wêreld gemaak wat mense dood gegaan het, disease was, daar was suffering, en Adam en Eva nog nie gesondig nie. Terwyl Romeine 5 sê vir ons duidelik, dis deur Adam en Eva se sonde dat daar dood, pyn, disease in die wêreld is. So dis 'n baie belangrike karaktereienskap van God wat te doen het met die ouderdom van die aarde. Maar ek kan net vir julle hier 'n deel speel. Hierdie is En weer eens, baie van Kent Hovind nou is hy het nou klomp huwelike gehad en ek dink hy het maar tot 'n sekere mate seker die pad byster geraak, maar ek kan nie deny hoe groot impak soos hierdie tipe goeders waar hy gepreek het op my gehad het. So in 5de plek is Kent Hovind en hierdie is 'n video wat julle kan gaan kyk. Hy is op YouTube, More Reasons Why Evolution is Stupid. So kom ek speel vir julle net so 'n stukkie van hom. 0.6 billion years ago, because that's what you've been taught in school. God is not willing that any should perish. But to accept the idea that you came from a rock and to reject the idea that God created this world, it is stupid, okay? I'm sorry, there's no kind way to say it. The Bible says God cannot lie. He promised, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now that's smart. That's the deal of the century, the deal of a lifetime. God says, here, I'll take all your sins, throw them as far as the east is from the west, and I'll give you my righteousness on your account. On account of you don't have any. En amen, so ek bedoel Kent Hovind hy's nogal snaaks in van sy preke, hy het baie goeie goeders gepreek, soos ek sê, dalk bietjie die pad byster geraak hier op die ou ende, maar dit is 'n preek wat jy kan gaan kyk. In nommer 5 by ons slegte kant, het ons hierdie chom, ek weet eers wat is hierdie ou se naam nie, so hierdie ou se naam is, ek weet nie wat sy naam is, dis half irrelevant, maar hy het 'n preek gedoen, en ek sal dit moet sensor, maar hy try laster goed praat. Hy sê hierdie lasterlike woord is eintlik 'n goddelike manier om jouself uit te druk en ek wil dit is net skokkend. As dit vir enigiemand is dat jy kan laster om jy weet te wys hoe jy voel en hierdie pastoor try sê dis eintlik 'n goeie ding. For the word, okay, which is my favorite cuss word, hands down my favorite cuss word, and that may be alarming to your ears, but here's why I think it is the most theologically accurate cuss word on planet Earth. It's actually a prayer. Something bad happens, something that you don't like, something that needs to be corrected. You say, God, in other words, what you're saying is, God, you are the only one that is capable of cleaning up this mess. Damn. So ja, kan jy dit glo? Dit is wat hierdie ou sê.
Hy gebruik 'n vloekwoord, God se naam saam met 'n vloekwoord en hy dink dit is aanvaarbaar. So ek bedoel dis lasterlik, dit is uit die diepste poorte van die hel en jy kry nommer 5, meneer, by ons swakste preke van alle tye om te dink jy kan 'n vloekwoord goed praat. Dan in nommer 4, hier is 'n interessante ene, so Angus weet ons is daar's baie ouens wat sterk gevoel het oor Angus, positief, negatief. Maar ek kan vir julle sê daar was 'n preek wat hy gedoen het by Mighty Men se konferensie in 2010. Ek dink nie daar's iets van dit online nie. Iemand kan my help as ek verkeerd is. Maar daar was 'n preek wat hy daar gedoen het wat my lewe verander het. Ek het teruggekom van daai naweek af en ek was van ek moet begin goeders in my lewe uitsorteer. Hier's goeders wat ek doen wat nie in lyn is met God se woord nie en dit was 'n groot seëning. Nou soos ek sê, ek weet nie of ek nou teologies alles sal saamstem met wat Angus sê of glo nie. Ek weet nie hoe duidelik is hy oor baie van sy geloof goed nie, maar daai van die goeders wat hy glo nie, maar daai spesifieke preek het absoluut ek het teruggekom van daai naweek af verander. Die Heilige Gees het met my gepraat deur daai preek van Angus. So hy kry 'n 4de plek vir daai naweek by die beste preek wat ek al gehoor het. Dan in 4de by my slegste deel het ons vir Steven Anderson. So die van julle wat nie weet, hierdie was baie onlangs. So hierdie is bietjie iemand meer in my cirkels wat meer soos 'n independent fundamental Baptist is, maar ek bedoel Steven Anderson is nie, hy's gediskwalifiseer van bediening vir 'n variasie van redes, maar hoor net hoe gaan hy hier af en hy deel so sy vuil wasgoed van sy familie preek hy oor. So ja, dit is net ek weet nie hoekom sommige mense dit ooit doen nie. Sustainable. But I've been betrayed in the worst way by my only physical brother. And you know what? My poop stain of a brother, Clint, the evil piece of crap that is my brother Clint, you know, the only way that he could have screwed me over worse and betrayed me worse would be, I think, to commit adultery with my wife. It's pretty much... So kyk, daar Steven Anderson verloot sy kop. Soos ek sê, hy is al lankal gediskwalifiseer van bediening. In geen manier moet 'n pastoor so te kere gaan nie. Ek dink ons moet streng wees, ons moet reguit wees teenoor sonde, ons moet hierdie goeders uitwys, maar hy vat dit tot op 'n vlak wat totaal en al verwyderd is van skrif. Hy's ook baie abusive teenoor sy kinders. Sy kinders het uitgekom en gesê die goeders wat hy gedoen het. So ek dink Steven Anderson is verseker gediskwalifiseer van bediening in hierdie preek. Dis een van die hoërs goeders wat ek al gesien het. Dan het ons 'n interessante een. Ek dink meeste van julle gaan nie weet wie hierdie persoon is nie. Maar Julius Megan, ek weet nie, ek dink hy's nou oorlede, maar ek dink hy's ook, hierdie was in die tyd wat ek in die AGS kerk nog was, hierdie was toe ek omtrent so graad 9 was. Toe hierdie ou kom preek by ons kerk en hy sing ook en al die goeters, en ek kan vir julle niks eers onthou van die preek nie, soos eerlik, ek kan nie iets daarvan onthou nie, maar na die einde van sy preek het hy uitnodiging gemaak, mense het vorentoe gaan, ek het vorentoe gegaan, en hierdie, ek ook sê vir julle so, dis die enigste ding wat ek onthou van hom, ek het nooit weer na 'n preek van hom gehoor, nooit weer voor dit, was een dag in my lewe wat hy daar was, en hy het na ons almal so gekyk in die crowd, en hy het na my toe gekyk, en hy het gesê, God has a great purpose of your life. Nee dit, en dit het my soos totaal en al verander. Ek was, toe ek daai ouderdom was, het ek nie belang gestel om regtig goed te doen op skool nie, ek wou nie geleer het nie, ek wou nie sport gedoen het nie, en nadat hy dit vir my gesê het, was dit net iets wat die Heilige Gees in my wakker gemaak het van ek moet iets vir die Here doen. Ek moet begin van my sterf af opstaan en ek het 'n verantwoordelikheid om die talente wat die Here vir my gegee het te gebruik vir sy koninkryk. En weens ek kan vir julle glad nie sê teologies stem ek met enigiets saam wat hy nou doen nie, maar in daai oomblik het dit my gevat van 'n plek nog nie waar ek ontslaa raak van my sonde in die sin van om weg te draai van my sondige natuur nie en te begin lewe vir die Here in daai manier, maar hierdie het my begin wakker maak om te sê van ek het 'n doel in die koninkryk. Ek het 'n doel wat ek moet uitleef vir die Here en dit is 100% dank te sê die Heilige Gees wat deur Julius Megan gepraat het op daai dag. So hierdie is ongelukkig nie 'n preek wat ek vir julle kan stuur nie, maar ek deel net met julle hierdie was 'n preek in my lewe van iemand wat ek niks van af weet nie wat my lewe totaal en al verander het. En nommer 3 by die slegte kant het ons kan nie 'n top 5 slegste lys hê sonder om vir Steven Furtick in te sit. So ek dink baie van julle sal weet van hierdie preek wat hy gedoen het, wat hy gesê het, I am God Almighty. So as jy nog nie gesien het nie, hierso is waar Steven Furtick dit duidelik sê. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. En ja, so die groot ding daarvan is, party mense het gesê, ja, dit het net uitgeglip, wat ook al, Steven Furtick het nooit dit gerekend en nooit teruggegaan op nie, maar ek dink hy's 'n vals profeet, hy moet vermy word, en daai is een van die slegste preke wat ook gesê is, jy is nie God nie, jy is nie soos God nie, ons is almal sondaars, ons is gebore in sonde,
en ons moet bekeer. Ons moet wegdraai van ons sonde af, dat die Heilige Gees ons vul en dat ons kan loop in 'n pad van righteousness. Maar jy in jouself het geen heiligheid. Jy moet dit verstaan, dis alles Christus. Al heiligheid wat jy het, kom van die Here af. Daar's niks in jou mag, niks in jou krag wat jou 'n beter mens maak of soos God maak nie. Wanneer God sê we are made in his image, waarvan hy praat is, ons kan 'n verstaan hê van wie God is. Dis nie soos jy is 'n klein God of 'n tipe God nie, maar ons is die enigste wesen in die skepping wat kan verstaan daar's 'n God. Dis waarvan daai teks praat. Dit praat nie van ons kan soos God word. Dis 'n baie gevaarlike lering en Stephen Furtick kry nommer 3 op hierdie lys. Dan kom ons by my top 2 preke van alle tye en in die tweede plek is dit hierdie preek van Worry Baker, en as jy dit nog nie gekyk het, die preek se naam is Let That Stuff Go en hy praat van Josef, is 'n preek oor Josef, maar dis net ek kyk hierdie preek omtrent elke jaar. As omtrent elke keer 'n tyd in die jaar wat ek hierdie preek kyk en ek wil julle aanmoedig gaan luister hierdie preek, dit gaan jou emosioneel aanraak, dit gaan jou wys net die godheid van Christus en dis net 'n ongelooflike preek. So kom ek speel net vir julle hierdie deel hier uit. Completely miss it. Moses is not saying that this is good. But wait, there's more. And he gave him in marriage Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. Wrong wife. Not only is she a pagan, she's the daughter of a pagan priest. How come? How come? Right? Ezra, put away these foreign wives. So waar hierdie preek gaan is, hy sê ons mis heeltemal waaroor Josef se storie gaan en dit is presies, as jy die preek gaan luister, sê jy sien, ons misverstaan, ons gebruik dit heeltemal uit konteks uit en hier gee hy vir jou die rede hoekom, die ware boodskap van Josef. So gaan luister, dit is ongelooflik en dit sê jou regtig seën. As jy vandag niks anders het om te kyk nie, gaan kyk hierdie preek. Dan kom ons by die top 2 slegste preke van alle tye. En in tweede plek het ons vir Bill Johnson wat kenosis leer wat 'n heresy is, dis kettery. Hy probeer half teruggaan van die ding, maar hy glo hierdie 100% en hoor wat sê hy oor wie Christus is. Hey God, coming as God, I'm still impressed. And he modeled for us what life could be like for anyone who had no sin and who was completely empowered by the Spirit of God. Everything he did. Now, if he did it as God, I'm still impressed, but I'm not compelled to follow. I stand back at a distance and go, yay, God, come and do it again. But when I realize he did it as man, I cannot stay the way. So wat hy sê is, hy sê Jesus het homself so neergelê dat hy basies net 'n normale mens was. Hy sê dit nie so duidelik nie, maar dit gaan basies daaroor dat hy nie meer God is tydens die tyd wat hy op aarde is nie en dat hy sy wonderwerke verrig het as 'n mens wat net deur die Heilige Gees funksioneer. Nou die hele rede hoekom hulle hierdie goeie sê is hulle glo dat ons as mense kan groter wonderwerke doen as wat Jesus gedoen het. As jy bietjie gaan kyk na daai teks, daai greater miracles waarvan dit praat van volume. Wat jy moet verstaan is Christus het vir 3 jaar 'n bediening gehad. Ek en jy as ons wedergebore het, kan vir ons hele lewe 'n bediening hê. Ons kan vir 10, 20, 30 jaar. So wanneer hy sê greater, om een of ander rede voeg mense onmiddellik by dit gaan oor kwaliteit. Jy weet, jy kan mense uit die dood uit laat opstaan. Jy kan mense genees. Jy het daai mag wat Jesus gehad het. En dis glad nie wat daai teks sê nie. Dit sê net jou bediening kan baie langer wees as wat Jesus in was. Want Jesus het 'n kort bediening gehad in verhouding met wat ons kan doen. Maar jy gaan nie groter wonderwerke as Jesus doen nie. En Jesus het wonderwerke gedoen as God. Hy was nog steeds God en 100%. Hy was net God in die vorm van 'n mens. So ek bedoel, dit is skettery, dis 'n baie gevaarlike lering en dis 'n groot deel wat die Word of Faith Prosperity ouens gebruik om al die nonsens wat hulle doen te justify. Beste preek, number 1 van alle tye, Paul Washer. So hierdie preek is 'n preek wat ek kan onthou as 'n preek wat my lewe totaal verander. Nou verstaan, baie van my soteriologie, baie van my teologie verskil met Paul Washer, soos ek kan nou kyk en verstaan baie van hierdie goeders beter en hy's baie meer kalvinisties, ek is nie 'n kalvinist nie en ek kan dit nou uitwys en sê ek stem nie saam daarmee nie, maar op die tyd in my lewe wat ek hierdie preek gesien het, is dit die preek wat my lewe verander het. En was dit so nodig. En dis ook met so nodig is dat daar ouens is wat nie in kalvinisme glo wat preke soos die gee. Wat vir mense kan wys hoe ernstig is ons sonde, dat jy nie in konstante sonde kan lewe en sê jy's 'n Christen nie. Maar as jy nog hierdie gekyk het nie, dis net 'n shocking youth message, kan jy gaan kyk Paul Washer, gaan kyk hierdie ding
en dit gaan vir jou groot seëning wees. As jy lewe in sonde, as jy dink jy as Christen kan nog in konstante sonde lewe, gaan hierdie jou wêreldsiening verander en dit gaan jou laat wegdraai van daai sonde af en dit is 'n goddelike ding. Was its fault. I stand here today. I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. En dis brutal. Ek bedoel, en presies wat hy daar gesê het, toe ek dit hoor die eerste keer, is ek van, hoe kan hierdie wees? Hoe kan dit wees? Want die ding is, dit is waarmee ons kerke besig is. Hoeveel mense sit in kerke, wat julle van weet, wat lewe in konstante sonde, wat bly saam met mense met wie hulle nie getroud is nie, wat in buite-egtelike verhoudings is, wat homoseksueel is, maar hulle dink, omdat hulle net Jesus se naam sê, is hulle wedergebore. Wat Romeine 10 vers 13 ook sê, is sê, those who proclaim with their mouth and believe, and I believe, is iets van hoe ons lewe voor die Here moet in lyn wees met sy skrif. As jy net sê, Jesus is God, maar jy lewe soos die wêreld, dan is dit net 'n bewys jy nooit jou hart, jy nooit regtig bekeer na die Here nie. Jy nooit gedraai na hom nie. En dis die ding waarmee baie mense sit. Baie mense sit in die kerk, hulle dink hulle is gered, maar hulle lewe in konstante sonde buite die wil van die Here. En die Bybel sê vir ons duidelik dat in die laaste dae gaan daar baie voor Christus staan en sê, Here, in U naam het ons al hierdie goed gedoen. Hy gesê, draai weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Dit is 'n scary gedagte. Maar hierdie preek sê jy op jou knieë bring. Hierdie preek sê jy na die Here toe bring as jy nog 'n lou warm Christen is. Dit gaan dit totaal en al vernietig. En dan kom ons by die nommer 1 hoorspreek van alle tye. Eintlik sal ek sê die Hoors Kerkdiens. En dit is NG Kerk, Hermanus, het 'n ecumenical kerkdiens gehou met moslems, met ouens van ander gelowe. En hierdie is die gevaarlikste, booste, verkeerdste ding in ons wêreld vandag. Hierdie is nou naby aan die huis, hierdie is nou in Suid-Afrika. Dis ook maar hierdie wys as baie ander kerke wat hierdie doen, maar hierdie is die slegste van die sleg. Hoekom is dit so sleg? Want dis misleidend. Dis nie blaatant. Ek dink baie van hierdie ander preke wat ek gewys het, as jy 'n bietjie teologiese kennis het, sal jy weet hoe vals dit is, hoe verkeerd dit is. Maar sien, hierdie is skelm. Hierdie is soos, ons almal dien nie dieselfde God. Ons almal is eintlik broers saam. Jy weet, kom ons hou hande vas met hierdie afvallige gelowe. En hierdie goeters moet ons verwerp. Hierdie gaan mense na die hel toe bring. Elke mens wat daar sit in hierdie kerkdiens is mislei. Nou ongelukkig is dit so dat die NG Kerk en baie van hierdie progressiewe kerke, hulle verlaat die feit dat die Bybel is die autoriteit van God. Hulle glo die Bybel is vol foute, daar's klomp contradictions daarin, en daarom verwerp hulle die godheid van Christus, die maagdgeboorte, hulle trou homoseksuals, hulle sê abortus is reg, en op die einde van die dag kry jy hierdie afvalligheid. En hierdie ouens wat bekeer hiervan, as jy nie bekeer hiervan nie, dink ek is jy in baie groot moeilikheid vir die oordeelsdag, maar ek dink hierdie ding, wat hier gebeur het, is die Hoors ding, wat ek vir julle kan wys. Jy kan self die preek gaan kyk, waar nie eintlik wat die preek sê nie, dit gaan vir my meer oor alles wat hier in hierdie kerkdiens aan die gang was. Maar so wil ek hoor by julle, wat is jou gunsteling preek van alle tye? Wat sê jy by hierdie top 5 sit? Wat is dalk nog 'n slegste preek van alle tye wat ek dalk gemis het? Ek sien uit om julle in die kommentaar te hoor. Sit nou hierdie video af, gaan lees jou Bybel en kyk bietjie die preek van Paul Washer. Halleluja!